teken. 'n Jong vrou sal 'n kind in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. God is met ons. Kom, kinders van God, kom nader aan God wat reeds naby is. Ontvang God se liefde wat ons roep, wat ons dra en wat ons nooit alleen laat nie. Amen. Gemeente, mag die God wat sy volk met liefde omvou en die God wat lig in donker tye laat skyn, ook vandag hier teenwoordig wees. Mag ons die drie-enige God se nabyheid ervaar met oop harte en mag ons vandag in sy liefde rus. Amen.
dat ons ook in hierdie Kerstyd kan juig oor ons verlosser wat gebore is. Dankie dat ons ook hierdie nuus met ander kan deel. En Here, wanneer ons so juig oor ons verlosser wat gebore is, dan wil ons ook vanoggend juigend hierdie offergawe aan U toewy. En ook daarmee sê dankie, Here Jesus, dat U mens geword het, ook vir ons elkeen. En ontvang dan ook hierdie gawe uit ons hart uit. En weet, Here, met dit bring ons ook eer aan ons koning, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil weer sê goeiemôre, want daar het so 'n paar ingekom nadat ek al gegroet het. En so ek het gesien jy daar in die hoek geloer, toe sien jy die liggies brand al, maar dis nie my skuld dat jou pa en ma vanoggend laat was nie. En ek gedink julle kom en toe sit ek maar die liggies aan, so vergewe my maar dat jy nie jou werk kon doen vanoggend nie. So ek wil graag geleentheid gee dat julle ook mekaar groet en hoor hoe gaan dit by elkeen. Goed, as ons dan net by so 'n paar ander sake stil staan, jy kan net nou weer 'n bietjie verder ook hierdie geselskap mee aangaan. Ons gaan vanoggend net in die saal by mekaar kom en daar saam koffie drink en tee drink en ek glo daar sal seker koekies wees, ek weet nie. Maar ons gaan dit vanoggend in die saal doen. En dan het ons so 'n bietjie goeie nuus daarin ook om met mekaar te deel in hierdie dag. Jadine wat altyd so getrou vir ons hier help met die kamera, het haar graad voltooi, haar kursus voltooi en sy het haar graad gekry in sosiale wetenskappe, nee. En dit klink vir my, sy is dalk net 'n bietjie beskeie, maar dit klink vir my sy het dit cum laude gekry. So Jadine baie geluk. Ek dink sy verdien 'n goeie. En dan herinner ek net aan die Kersdiens donderdag. Dit is donderdag Kersfees, nee. Ek is nog nie daar nie. Maar 8:00 die oggend. So moet nou nie dink as jy 9:00 aankom dat jy nog 'n diens gaan kry nie. Dalk so die nadraai, maar die gaan 'n bietjie laat wees. So 8:00, maar ons sal net weer 'n boodskap ook sommer uitstuur. En dan wil ek miskien ook sommer net noem, ons het nou nie 'n skyfie daarvan nie, maar dat jy dit so laat net in die agterkop hou, die laaste naweek in Februarie volgende jaar, ons trek alweer daar. Dan is die gebruikelike afskop kuiergeleentheid by die vrouediens elke jaar aanbied en met 'n sanger of 'n kunstenaar en volgende jaar het ons 'n baie groot voorreg om die bekende Amira Villahagen hier te hê. So jy kan maar so lank dit bietjie verkondig en daar 'n datum ook bou en ons gaan dit hier in die kerkgebou aanbied. So ons hoop ons gaan die kerkgebou sommer vol maak. Die dag is op 'n Saterdagoggend. So ek dink die meeste van die ken haar as die klein Suid-Afrikaanse dogtertjie wat daar in Nederland gebly het en daar begin sing het en groot naam gemaak het en nou is sy terug in Suid-Afrika en sy studeer by Tikkies. Net goeie goed van haar en so sy kom dan nou
daar so 'n paar siekes ook in die gemeente. En ek dink nou sommer net aan die mense wat in die hospitaal is beweeg in die week was. Elmarie Thompson het 'n nekoperasie ondergaan en sy is nog steeds in die hospitaal. Sy sukkel om te sluk en die dokter het gesê ek kan haar nie ontslaan voordat sy nie kan sluk nie. So sal sy ook nie vanoggend hier nie. Kom ons dink ook aan hulle as gesin. Ons bid ook vir Elmarie en vir vinnige herstel en wetenskap. Dan is Anton van Tonder in die hospitaal, sover as wat ek weet is hy nog daar. En hy sukkel regtig met sy gesondheid en so kom ons bid ook vir hom. Dan Tanelida Steenkamp was ek by gewees. Sy is ook ernstig siek in die hospitaal, baie bejaard al en verswak. So kom ons bid ook vir haar. En dan is Beda ook vanoggend saam met ons hier en Beda het die nuus gekry dat sy weer met 'n chemobehandeling moet begin. So Beda, baie sterkte vir jou en Pieter en julle as familie. Weet dat ons as gemeente op 'n manier die pad saam met julle probeer stap, maar dat ons dit op geen manier kan stap soos wat julle dit stap nie. En dat ons nooit die intensiteit daarvan kan beleef soos wat julle dit beleef. Maar weet dat ons daar is om ook julle hande hoog te hou. Dat ons ook vir jou bid. So baie seën en sterkte. Ek dink dan kom ons by die verjaarsdag. Ek weet nie of een van hulle vanoggend hier is nie. Onrooi Jordaan van die Bertha Kreur, hulle kom nie meer na die eredienste toe nie, as gevolg van die oomse gesondheid, George Fathers, dan net Beume, en Pieter de Jager. Is daar enig iemand van hulle hier vanoggend? Maar dan gaan in elk geval aan 'n kers aansteek ook vir hulle. Enig iemand anders dalk wat in die week verjaar? Volgende hier is? Niemand nie. Ronel, het jy jou hand opgesteek of nie? Goed, ek het gedink, jy wonder of jy verjaar en te besluit jy nie. Goed, dalk het Mark te gesê, nee, jy verjaar nie, dit het jou geskenk. Goed, so nou vir die kinders, jammer, nou is daar nie 'n kindermoment nie en julle gaan nie sjokolade uitdeel nie, want dis niemand wat verjaar nie en so julle gaan ook nie sjokolade kry nie. Is dit reg? Is dit reg? Nee, ek dink nie dit is reg. So ek dink julle kan maar gou vorentoe. Mense was altyd so opgewonde om na my toe te kom. Dit is dan lekker. Kom, jy kan maar kom. Luan, kom. Kom maar net as daar net sjokolade is. Goed, sê gou maar, wat is jou naam? Dante, en jou van? Van Toon. Okay. Is jy nie Luan nie? Nee, maar ek dink jy is Luan. Nee. Nou, hoe weet ons jy is nie Luan nie? Want by my mamma en papa. Ja, maar hoe weet ons jy is Dante? Want ek is net ons ek weet. Want ek wil nie my naam. Wie gee jou naam? Ja, Jesus het jou naam gegee. Ek het nou net gedink ek het jou vir een keer in my lewe sonder woorde, maar jy het nou reg gekry. Jou woorde gestaan te doen hierso. Wat is jou naam? En jou van? En hoe weet ons dit? Goed. Sê weer?
Goed. En aan watter gesin behoort julle? Is julle gesin? Julle gesin is wie? Papa en mamma en julle, nee. Dis die Nordee gesin. Goed. Ja, julle het ook 'n groot sussie, Chantel. Ja, sy is ook deel van julle gesin. So, maar sy is nog steeds julle sussie, nee. Okay, wat is hierdie? Weet julle wat hierdie is? 'n Bybel. Nee, dis nie 'n Bybel nie. Ek het gedink julle gaan nie weet nie. So kom ons bære hom. Weet julle wat is hierdie? Dis amper soos 'n lisensie. Ja, dan moet jy weet wie jy reg is, maar goed, ek ry nooit vinnig nie. Maar hier is my lisensie. Sien julle, hy lyk so 'n bietjie anders. Dis ek daar. Hoe jy dit nie? Goed. Dis ek daar, regtig. So, wat is die verskil tussen hierdie, wat my lisensie is, en hierdie? Goed, wat se kaart is hierdie? 'n syfertjie kaart, maar wat noem ons dit? Kom ons hoor gou of een van die groot mense julle kan help. Wat noem ons hierdie? Ja, identiteitskaart. Goed, hierdie is my identiteitsboekie. Kyk net daar. Dis ek daai. Ek lyk nog net so. In 1990 het ek hom gekry. Ek lyk nog net so, nee. Nee. Dan lyk ek nog net so. Baie mooi. Twee sweeties skryf vandag. Goed. So, hier is oom Benny se identiteitskaart wat ek geleen het, want ek het geweet, julle gaan nie weet wat daai is. 'n Identiteitskaart sê wie jy is. As ek nou te vinnig ry en ek gee hierdie kaart vir die polisie, dan gaan hulle sê, jy gaan nou sommer ekstra lank in die tronk sit, want jy is nou skelm, want hier staan Benjamin Potgieter en dis nie jou foto wat daarop is. So, ons identiteitsdokument sê wie ons is, nee. Ja, so mense moet altyd die waarheid praat, nee. En sonder jou identiteitsdokument kan jy niks in die lewe doen. Vra my. So, julle het nog nie sulke kaarte nie, nee. Maar wanneer julle eendag so 'n kaart kry, as julle 16 jaar oud is, dan gaan julle weet, hierdie is 'n verskriklike belangrike dokument. Ja, so sy gaan nog so rukkie wag vir hom, nee. So, ons identiteitskaart sê wie ons is, soos wat Dante van Tusk sê, hy is deel van die Van Tusk familie, en julle Nordeetjies sê, julle is deel van die Nordee familie, nee, dit sê wie julle is. Goed, ons gaan nou so 'n bietjie in die preek ook daarna luister. Okay. Goed, gee gou eers hierdie vir Jadine, dat sy dit weer vir haar oupa gee. Julle is my getuie, ek het dit vir haar gegee, dit is uit my hande uit. En dan is daar niemand wat vandag verjaar net, maar julle mag maar vir julle elkeen lekker. Ja, jy het nooit geluister, maar jy moet nou vir jou ook een vir. Dankie, maar ons gaan net gou eers nog saam bid. Kom ons bid gou. Ons staan nie by. Ag Here, baie dankie dat ons ook deel van families kan wees en dat hierdie kinders ook 'n identiteit het, dat hulle kan weet wie hulle is, dat hulle name kan ken en hulle vanne kan ken en dat hulle kan sê
U het dit vir hulle gegee, want hulle behoort ook aan U. Dankie vir die gesinne waarin hulle is en wat hulle identiteit ook vorm en die mense maak wie hulle is. Seën vir hulle ook in hierdie Kerstyd en dankie Here dat U vir ons elkeen lief is en ook vir hierdie kinders oneindig lief is. Amen. Dankie. Dankie oom. Dit is 'n groot plesier dankie. Ek wil nou sê ek en Karin het aansoek gedoen vir ons ID-kaarte na baie jare. Sy het al 'n boodskap gekry, haar is reg, maar myne is seker te ingewikkeld om te maak. Kom ons luister vanoggend ook, voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, wel ons gaan nou ook uit die woord van die Here lees, maar voor ons by die skrifgedeelte kom ons luister ook weer na die wil van God, wat vir ons elkeen baie bekend is. Ook die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Jesus met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So ons hoor hier die woord liefde, lief hê, God lief hê, jou naaste lief hê. En by hierdie 4de Advent Sondag staan ons dan ook stil by die Sondag van liefde. Kom ons dink so 'n bietjie na oor ons eie liefde, die liefde in ons harte wat ons het vir ons taal, wees om te hê. En as ons hierdie woorde van die Here hoor, ons dink aan ons lewens, wat dink ons? Ek wil so 'n oomblik van stilte gee. Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees soos U bedoel het, ons dit moet wees. Ons bely dat ons dikwels nie lief het nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie. En omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie. Ons sny onsself van mekaar af en ons bou mure van haat en jaloesie om ons. Ons bely dat ons selfsugtig lewe en soms nie eers ander mense se nood raak sien nie. Ons bely dat ons al stil gebly het waar ons geweet het mense word onregverdig behandel. En ons moet bely dat ons self ook dikwels mense onregverdig behandel. Ons het vanoggend niks om vir U aan te bied as versoening vir ons sonde nie. Maar juist daarom vlug ons in hierdie oomblikke na U toe, Jesus, wat in ons plek kom sterf. En ons kom bid, Here, wees ons genadig. Amen.
ons sondigheid na U kan vlug. Dat ons nie nodig het om weg te vlug van U af nie. Maar omdat U God van liefde is, omdat U liefde is, juist daarom kan ons na U toe kom. In ons stikkendheid, in ons sondigheid, in ons menswees. En wil ons vra, Here, praat ook in hierdie oggend met ons. Mag ons ook in hierdie oggend U woord van liefde hoor. En leer ons, Heilige Gees, om dit ook uit te leef. Here, ons hoor die reën saggies val daar buite. En ons weet dat die aarde op hierdie oomblik nat word van hierdie hemelse heerlikheid. Ons bid, Here, dat U ook in hierdie oggend die reën in ons lewe sal dit neersit. Die reën van U woorde, die reën van U seën, die reën van U liefde, sodat ons ook deurdrenk kan word daarvan. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees vanoggend uit Romeine 1, vers 1 tot 7. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, die Here. Dit is nou vanoggend vir die derde keer dat ons in hierdie adventstyd stil staan by Paulus se brief aan die gemeente in Rome. En hierdie woorde so aan die begin van die brief kan maar na 'n paar mooi woorde klink waarmee Paulus die gemeente gegroet het. Maar om hierdie woorde regtig te kan verstaan soos wat die mense vir wie hy dit geskryf het, dit sou verstaan het, is dit vir ons nodig om net so 'n agtergrond van die leefwêreld van die mense van daardie tyd te verstaan. En by die vorige twee geleenthede waaruit ek en Jordan uit Romeine gepreek het, het ons elke keer gesê, maar vir die Christene was dit moeilik geweest om as Christen in Rome te leef in die tyd waarin Paulus hierdie brief geskryf het. Maar dit was nie net vir die Christene moeilik om in Rome te leef nie, dit was oor die algemeen vir mense moeilik om in daardie tyd in die Romeinse Ryk te leef. Die Romeinse Ryk het so rondom 509 voor Christus tot stand gekom as 'n republiek. Maar kort voor die geboorte van Christus, in 27 voor Christus, het daar opstand gekom en die Romeinse republiek het tot niet gegaan en dit is vervang met die Romeinse Ryk onder heerskappy van 'n keiser. Hierdie Romeinse Ryk het vir so ongeveer 200 jaar die wêreld van daardie tyd totaal en al oorheers met ongekende geweld en magsmisbruik. Maar die Romeinse Ryk het so stelselmatig verswak en na 'n tydperk van so 300 jaar wat die Romeinse Ryk bestaan het, het dit tot niet gegaan. Hierdie brief wat Paulus vir die gemeente in Rome skryf hy in 57 na Christus.
So in die tyd van die eerste keiser Augustinus, wat 'n baie wrede en harde mens was. Die basis waarop die Romeinse Ryk funksioneer het, was die van die uitbuiting van weerloses. Die slawe moes hulle byna doodwerk en soms letterlik doodwerk, terwyl die rykes in hulle pragt en praal voortgeleef het. En daar het ook geweldige klasseverskil in die Romeinse Ryk voorgekom. Die weerlose mense, en dan veral die weerloosste van die weerloses, wat die vroue was en die manlike slawe, is op alle gebiede misbruik. Hulle is op seksuele gebied erg uitgebuit deur die rykes en die magshebbers, en hulle is selfs verspot en ontspanning uitgebuit, deurdat hierdie slawe en dan later ook die Christene in hierdie sportarenas vir hulle lewe moes veg. Baie keer mens teen mens, maar dikwels dan ook mens teen dier, teen roofdier, teen wilde diere. So u kry dalk so in kort 'n prentjie van die wreedheid en die hardheid van die wêreld waarin die Christene en die mense oor die algemeen in daardie tyd in Rome moes leef. Dit, ironies genoeg, terwyl die Romeinse Ryk as die Pax Romana bekend gestaan het, die Romeinse Vredesryk. Maar daar was eintlik vir die meeste mense geen teken van vrede nie. 'n verdere baie belangrike element van die Romeinse Ryk was dat die keiser as 'n god gesien is, en eintlik moet ons sê dat die keiser was God gewees. Om enige iemand anders as die keiser, as 'n god of as 'n weldoener te vereer, was lewensgevaarlik gewees. Jy kon se muur doodgemaak word. En dan was dit ook so dat die keiser talle spioene gehad het wat baie fyn geluister het na wat mense van die keiser sê. En hierdie spioene was al te gretig om vinnig nuus aan te dra, want dit het vir hulle dalk so ekstra stukkie brood of 'n ander meevallertjie beteken. En daarom het hulle nie gehuiwer om selfs hulle bure te gaan verklaar as die in opstand teen die keiser sou kom of enige iets negatiefs oor die keiser sou sê. Goeie nuus in die Romeinse Ryk was ook baie skaars geweest. Goeie nuus was dalk so ekstra stukkie rantsoen na 'n goeie oesjaar. Of dalk is daar 'n nuwe baba in die keiser se gesin gebore. En dit was omtrent al goeie nuus wat daar in die Pax Romana, die Romeinse Vredesryk, geheers het. En nou lees ons in die Griekse teks in Romeine die eerste 4 woorde van Paulus se brief, en dit klink so: Paulus doulos Jesu Christus. Paulus, slaaf van Jesus Christus. En ek het nou net probeer verduidelik hoe moeilik die lewe van 'n slaaf in die Romeinse Ryk was. En nou stel Paulus homself aan die gemeente in Rome voor met hierdie woorde: Paulus doulos Jesu Christus. Paulus is slaaf van Jesus Christus. Vandag weet ons dat ons identiteit baie individualisties is, en dis wat ek ook vir die kinders probeer verduidelik. Hulle is wie hulle is, elkeen van hulle het hulle eie naam, hulle eie van, hulle eie identiteit. En ek sal nie ver kom
met iemand anders se identiteitskaart in my sak wanneer die owerhede my sou nader. Jy as persoon is wie jy is. Dis hoe ons vandag lewe. Maar in die tyd van Paulus se leefwêreld was dit so 'n bietjie anders geweest, eintlik heeltemal anders. Jou identiteit is gekoppel aan die groep waaraan jy behoort het. Soos wat ek vir die kinders ook verduidelik het, dat hulle identiteit word ook gekoppel aan die gesin waarbinne hulle leef. Ons identiteit as geloofsfamilie word ook gekoppel aan NG Gemeente Rensburg. Dit sê so 'n bietjie meer van wie ons is. Maar in die Bybelse tyd was jou identiteit baie nou verbonde of verbind met die groep aan wie jy behoort en met jou familie. Ek kan onthou, toe ek bietjie jonger was, gebeur nie vandag meer so verskriklik baie nie, maar as ek myself aan iemand sou voorstel, dan sal die persoon baie maklik vir my vra, van watter klas is jy? En dan moet ek nou eers my hele familiegeskiedenis uitlees en dan sê ek, nee, ek ken nie, weet nie van hulle nie. So, familiegeskiedenis was vir ons ouers en vir die ouer mense baie belangrik geweest. Uit watter familie kom jy? Kom jy uit die goeie deel van die klasinse of dalk die minder goeie deel? Want dit was belangrik vir die mense om te weet wie jou familie is. Maar wat verder belangrik was in die Bybelse tyd, was dat jou groepsidentiteit ook gekoppel was aan een of ander weldoener. Dit is baie belangrik om dit te onthou. En vir die inwoners van die Pax Romana het dit beteken, hulle behoort aan hulle weldoener, die keiser. En in die tyd van Paulus dan, keiser Augustus, of Augustinus, Augustus. Dit het hulle identiteit bepaal. Dit is wie hulle was, kant en klaar. En wanneer Paulus homself dan as 'n slaaf van Jesus Christus kom identifiseer, het dit 'n geweldige betekenis. In die eerste plek verklaar hy daarmee dat hy nie 'n slaaf van die Romeinse keiser is. En dit was lewensgevaarlik om dit te doen. Want daar was oral spioene wat na hierdie goed geluister het. Maar Paulus kom identifiseer homself as 'n slaaf, met ander woorde, as 'n weerlose besitting wat aan die genade van sy weldoener of sy eienaar oorgelewer is. Vir Paulus is dit die kern van sy identiteit, om te sê dat hy 'n slaaf van Jesus Christus is. En daarmee kom verklaar hy sy totale toewyding en oorgawe aan God. Maar hy gaan verder om sy identiteit uit te brei. As hy sê dat hy geroep is om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie. En nou weet ons, evangelie beteken goeie nuus. En onthou nou, in die Pax Romana was daar nie eintlik goeie nuus gewees nie. Veral nie vir die slawe en die gewone burgery nie. En nou kom sê Paulus, maar hy is geroep en hy is afgesonder om goeie nuus te vertel. Hy is deur God geroep om die draer van goeie nuus te wees. As slaaf van Jesus Christus moes Paulus vir die mense die goeie nuus bring
dat Jesus die Here is. En vir die inwoners van Rome was hierdie totaal nuut gewees. Want nou staan die goeie nuus van koning Jesus in God se koninkryk lynreg teen die goeie nuus van die Pax Romana onder leiding van die keiser Augustus. So ryk teen ryk, koninkryk teen koninkryk, goddelik teenoor Romeins. Met die subtiele vraag so tussenin, maar aan wie se kant is jy? Teenoor wie is jy loyaal? So op die 4de Adventsondag, die Sondag van Liefde, na die voorhand van Kersfees, moet ons onsself ook opreg afvra, wat is vandag vir ons goeie nuus? En miskien is die reën wat hier buite val vir ons 'n stukkie goeie nuus. Miskien was goeie nuus so 'n paar weke gelede vir die kinders toe die skole gesluit het en oor 'n paar weke gaan die goeie nuus vir die ouers wees wanneer die skole weer begin. Miskien is daar goeie nuus vir iemand wat die voorreg het om see toe te kan gaan en hulle kan sê, die goeie nuus is ons gaan see toe, oor Johan, en net nou vir my gesê, sy kinders is op pad Kosiebaai toe, en hulle was al daar by Pongola verby gewees, so die goeie nuus, hulle gaan see toe. Vir baie van ons is dit dalk 'n bietjie goeie nuus, vir my is goeie nuus, Rikus begin weer die 1 Januarie werk, en dan kan ek so 'n bietjie rus na 'n maand van alleen werk, maar ek sal dit oorleef. Maar vir baie wat so verlof het hierdie tyd van die jaar, is die goeie nuus, ek kan so 'n bietjie rustig raak, kan so 'n bietjie uitrus na 'n jaar van harde werk. Goeie nuus kan wees, ons familie gaan saamkom Kersdag en ons gaan saam met die kinders kuier en dit gaan vir ons heerlik wees. Of dalk goeie nuus, die brandstofprys het verlaag. Dan sê ons dankie tog vir daardie 5 sent per liter wat ons spaar. Of die goeie nuus is, die rentekoers het verlaag. Vir ander is dit weer slegte nuus want hulle leef dalk van die rente. En natuurlik is al hierdie goeie nuus, maar dit is goeie nuus wat kortstondig is. Dis goeie nuus wat verbygaan. En is dit die goeie nuus waarvan Paulus vandag die draer sou wees? Sou Paulus, die geroepene van God, wat afgesonder is om die goeie nuus te verkondig, hierdie brokkies inligting as goeie nuus sien? Wat vir ons ook baie belangrik is om raak te lees is, nadat Paulus homself geïdentifiseer het as die geroepene van God, om hierdie goeie nuus van Jesus Christus te verkondig, sê hy vir die gelowiges in vers 6, ook julle is hierby inbegrepe, ook julle is geroepenes van Jesus Christus, soos wat dit in die Griekse teks staan. Ook julle, wat volgend hier sit, is deel van die geroepenes van God, wat die goeie nuus moet verkondig. Dit is die implikasie van hierdie woorde van Paulus. En dit bepaal dan ook vandag ons identiteit. Dis wie ons is. Dis die groep waaraan ons behoort.
Die woord Christen beteken Christus sin. Ons is Christus sin. Christus is, om die term van die Pax Romana te gebruik, Christus is ons weldoener. Christus is ons Heer. Ons is sy slawe. Ons behoort aan hom. Ons word geroep om te onthou wie ons is en wie sin ons is. En ons word geroep om dit uit te leef. En daarom spreek Paulus aan die einde van hierdie inleiding van hom ook 'n seën oor die gelowiges uit. Trouwens, hy spreek eintlik hierdie seën oor almal in Rome uit, wat ook nogal baie interessant was. Hy sê aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het aan hom om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek het net gesê dat die Romeinse Ryk het na so 300 jaar heeltemal tot niet gegaan. Die goeie nuus is egter dat God se ryk tot in ewigheid nooit tot niet sal gaan. Die goeie nuus is dat ons onder God se genade en in sy liefde leef, en dat ons dit op hierdie Sondag van liefde vir mekaar kan sê. Rentekoerse kan weer styg. Die seevakansie kom tot 'n einde. 'n Nuwe werksjaar lê vir baie van ons voor. So al hierdie brokkies goeie nuus gaan tot nie. Maar die goeie nuus waarvan Paulus en u en ek draers van is, naamlik Jesus is die Here. Dit is goeie nuus wat tot in ewigheid duur. En dit is voorwaar goeie nuus. Amen. Ek wil vra terwyl u net so bly sit, dat u ook saam met my op net u geloof sal bely in die God wat ons geroep het om draers van sy goeie nuus te wees. En u kan die volgende in u gedagtes en harte saam sê. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, Here, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is, en ons na hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof en dit gevul het met sy gees, sodat ons na sy beeld kan leef, om lief te hê, soos wat hy lief het, sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy Seun, die mens wat tussen ons kom woon het. Ek glo in hierdie Seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het, en elke dag kom en weer sal kom, om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en die klein begrip van mense 'n doringkroon te dra, en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, wat die doderyk deurgrond het en opgestaan het,
sodat ons onvervreemd van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in die Heilige Gees van God wat oor die leegheid van my lewe waai en my koers bepaal weg van myself na God en na my medemens in liefde. Ek glo in die kerk wat in Christus groei tot ware skepingswerk om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo in die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan God se vergifnis en dat genade en liefde altyd groter is as my sonde en my geskiedenis. Ek glo in die opstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe wat hier begin en na die dood die blye nuus bly sing. Here, dankie dat ons dan ook volgend ons geloof in U kan bely. U wat liefde is. Dankie dat ons volgend opnuut ook ons identiteit kon hoor, dat U dit opnuut vir ons kon bevestig. Dat ons ook U geroepenis is. Afgesonder vir U. Dat ons die slawe is, wat aan U verbind is, maar dat U nie 'n genadeloose regerder is, wat in wreedheid oor die slawe regeer, maar dat U die God is wat self slaaf geword het, om ons van ewige slawerny te bevry. Dat U die God van liefde is, wat vandag weer die liefde aan ons kom bevestig, en dat ons ook so na die oploop van Kersfees intens bewus kan word van U liefde vir ons elkeen. Here, mag al die oppervlakkige stemme van hierdie Kerstyd by ons ore verbygaan. Maar mag die boodskap, die goeie nuus van Jesus se geboorte in ons ore ego, sodat ons dit ook wêreldwyd kan vertel. Amen.
Ek wil hier net herinner aan die twee in die saal, dit kan nie wat nie van bril het, ek kan net by hierdie deur uitgaan, dan gaan die onderdak loop tot in die saal, dan kan ons net daar nog lekker staan kuier. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag ons weet dat ons geroep is in Jesus Christus om in hom te glo en aan hom te behoort. Mag genade en vrede oor ons wees, van hom wat gekom het om ons lief te hê en wat weer sal kom. Amen.